Janko is 'n boerseun. Janko se pa los 'n stemboodskap op 'n WhatsApp groep. En hierdie boodskap het social media aan die gons die afgelope paar weke. Vir die van julle wat dit nie gehoor het nie, wees versigtig want ek weet jy gaan dit nou soek. Dit het krietaal in. Maar kom ek verduidelik gou wat gebeur het. Dis planttyd vir Janko en sy pa op die plaas en dis 'n onbeskryflike besige tyd. Janko gaan saam met van sy vriende, vermoedelik vriende wat uit Amerika terug is, om 'n sushi special te eet en dit raak bietjie laat in plaas daarvan om pa te help met die plantery. En die pa is moeg vir Janko wat nie kan nee sê vir 'n kuier nie en plaas 'n stemboodskap op 'n WhatsApp groep waar Janko se vriende is. Hy praat baie hard, reguit en direk met hulle om nie vir Janko te nooi vir enige kuier, ete of 'n braai nie. Want Janko kan nie nee sê nie. Laat hulle asseblief net eers klaar plant. Want Janko kan nie nee sê nie. Janko, sorry. Maak dit vir jou vers uit die Bybel uit, Nehemia 6 vers 3 wat sê: Ek is met 'n groot taak besig. Ek kan nie nou daarmee ophou en julle ontmoet nie. Nuwe Lewende Vertaling. Dit staan net so daar. Maar hierdie vers is nie net vir Janko nie, maar vir elkeen van ons wat terugkyk oor 2024 en vorentoe na 2025. Ek gee gou die agtergrond van hierdie vers. Nehemia was die bekerdraer van die koning Artasasta en by navraag hoe dit gaan met die Jode wat in ballingskap weggevoer was, maar teruggekeer het Jerusalem toe, is die antwoord dat dit nie goed gaan nie. Want die mure van Jerusalem is nog nie herbou nie. Dit raak vir Nehemia baie diep en die koning gee vir Nehemia toestemming om Jerusalem toe te gaan en mure te herbou en dan na hom toe terug te keer. Nou om die muur te herbou was geen geringe taak nie, maar dit was beide 'n fisiese handearbeid taak, maar ook 'n geestelike taak. Dit was ook die herstel van God se mense se veiligheid, die herstel van God se eer en Israel wat 'n lig vir die nasies moet wees. So Nehemia mobiliseer en motiveer die mense in Jerusalem en hulle bou. Maar Nehemia hulle beleef teenstand deur die omliggende konings. Daar was Sanballat en Tobia en Gesem en hulle probeer dit ontmoedig deur hulle te spot. Dan word hulle ook gedreig soveel so dat die werkers met tye in die een hand stene dra en in die ander hand 'n swaard vashou om hulle self te verdedig. En die taktiek verander selfs en hulle probeer 'n vergadering reël met Nehemia om hulle in een van die dorpies in die Onolaagte te ontmoet. Maar Nehemia sien deur hulle slinkse plan en antwoord met Nehemia 6 vers 3. Ek is met 'n groot taak besig. Ek kan nie nou daarmee ophou en julle ontmoet nie. So wanneer ons 2025 binne gaan ons ook keuses moet maak oor waarmee ons besig is, wat belangrik is vir ons en waarvoor ons nee gaan sê. So kom ons noem gou kortliks 3 goed wat belangrik is hieruit. Die eerste is, met watter groot werk is jy besig? Nehemia het die groot werk waarmee hy besig was, verstaan as dat dit van God afkom en hy het onderskei van goed wat minder belangrik was. Hy was nie net besig om die muur te bou omdat dit nice was nie, maar hy was besig om God se eer te laat kom en te laat skyn deur die bou van die muur. So wat is jou groot werk vir 2025? Dalk is dit om kinders groot te maak en op te voed. Of om jou werkplek met integriteit te lei, of dalk om diensbaar te wees in die gemeenskap. Miskien is die groot werk 'n stuk bemagtiging van iemand of omsien na jou eie gesondheid. Maar wat is die groot werk waarop jy moet fokus? En as jy nie weet nie, wil ek jou aanmoedig om daaroor te gaan bid en te gaan stil raak by die Here. En weet jy, Kolossense 3 vers 17 help ons ook verder hiermee om te sê, die muur wat ons bou, dit doen ons alles asof ons dit vir die Here doen. Nie net die fisiese werk nie, maar ook omdat ons daardeur deelneem aan waarmee God besig is. So is die vraag weer, wat is die groot werk wat jou fokus en jou aandag vra? Tweede, pas op dat jy nie fokus verloor nie. Nehemia se vyande het volhard om hom weg te lok. Hulle het selfs leuns oor hom versprei met slinkse en mooi planne gekom. Jou afleidings in 2025
gaan nie lyk soos 'n Sanballat of 'n Tobia nie, miskien doen dit, maar dit gaan ander vorms aanneem en in ander vorms na jou toe kom. En miskien is die eerste een busyness, om besig te wees. Ek sien dit oral. Meestal is dit die duiwel se A-plan, se eerste plan, om jou fokus weg te hou van dit wat regtig belangrik is, van dit wat die Heilige Gees in ons wakker maak, ons moet mee besig wees. Net soos Nehemia deur Sanballat en Tobia se planne kon sien, bid ek dat jy deur die duiwel se besig wees plan sal sien. Miskien is die tweede in sosiale media vergelyking, feeds en notifications, wat heeltyd vir ons wys waarmee mense besig is, en ons vergelyk onsself daarmee, en wil met ander goed besig raak, dit trek ons aandag af, dit skuif ons fokus weg, van wat die Here van ons vra om te doen. Miskien is 'n ander vyand, die vyand van vrees en twyfel, dis 'n sterk fokusverloorder. Met teenstand kan ons maklik begin twyfel, kritiek ontmoedig ons, en so kan ons die voorbeelde opnoem. Miskien moet jy dit gaan neerskryf. Wat is die goed wat in 2024 jou fokus laat verloor het? Want onthou, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag en gesag in die lig, ook in 2025. Laastens, bly gefokus en vertrou God vir krag. Nehemia se fokus was nie net in sy eie vasberadenheid en sy innerlike motivering gewees, dit ook, maar dit was gegrond in gebed en vertroue op die Here. Gaan lees gerus hoofstuk 1 en 2 wat vertel hoe ernstig Nehemia gebid het. In vers 9 van hoofstuk 6 vertel Nehemia self, ek het vir krag gebid dat die werk kon voortgaan. Nie deur eie mag of krag nie, lees ons elders in die Bybel, maar deur die krag van die Heilige Gees. In 2025 gaan dit van jou doelbewuste besluite en toewyding vra om die muur waarop jy is te bou. Daarom gaan jy grense moet stel om jou tyd en jou energie en jou mense te beskerm. Daarmee saam, soek God gereeld in gebed en in sy woord vir krag, bemoediging en aanmoediging. Bou mure van geloof vir die seisoen van jou lewe. Wees die motiveerder en die mobiliseerder wat Nehemia was in jou werk en in jou lewe. Bly getrou lig en sout vir die aarde en moenie moed verloor nie. Bly gefokus op die belangrike werk waarmee jy besig is. Kom ons bid saam. Here, maak ons hande sterk dat ons geloof deur liefde tot dade sal oorgaan. Maak ons harte rein wanneer ons 2025 binne stap. Vernuwe ons denke sodat ons lewe verander. Seën ons op die muur waarmee ons besig is. Gee ons krag. Seën ons asseblief in 2025. Amen.